Goeiedag, hier uit 'n lekker, koue, bewolkte Amersfoort, 22ste Junie 2026. Wat 'n wonderlike dag gaan dit dalk uitloop as die sonnetjie skyn. Ek wil gou vir julle praat oor die effek van ons aksies ensovoorts. Julle ken seker die beeld van 'n rimpeling of hoe dit werk, 'n rimpeling op die water. As 'n mens 'n klippie in die water gooi in staande water, dan veroorsaak hy mos 'n rimpeling en dit gaan al verder, die effek van hierdie klippie wat in die water geval het. En ek dink 'n mens kan dit seker vergelyk met dinge wat ons doen, aksies wat ons doen ensovoorts. Dit het alles 'n rimpelingseffek. En as dit nou natuurlik verkeerde of slegte optrede is wat ons doen, iets vir iemand sê wat baie sleg is of lelik is ensovoorts, dan het dit 'n rimpeling, dit het 'n effek wat gevolge het en wat baie keer slegte gevolge het, 'n negatiewe gevolge het. En die wêreld lê eintlik daarin, nie waar nie, ons almal lê onder negatiewe gevolge. Ek bedoel, iemand besluit nou om iewers 'n bom te gooi in die wêreld en ons almal voel die effek daarvan, al is ons duisende kilometers daarvan af. En maar in ons eie huisgesinne of by die skool of by die werk of op die plaas, waar ons ook al is, lê ons die hele tyd aan hierdie rimpelingseffek. En die Bybel is nou natuurlik vol daarvan. Van die begin van die skepping af in Genesis 1, word hierdie effek ervaar. Adam en Eva tree teen die Here se wil op, hulle doen 'n ding wat verskriklik is en ons lê nog steeds daaronder. Maar die Bybel vertel ook natuurlik dat God die heeltyd 'n wonderlike aksie aan die gang sit, die heeltyd. Aksies van genade en liefde en vergifnis, natuurlik ook oordeel, wat die gevolge is van die rimpeling effek van die sonde en die gehoorsaamheid aan God. Maar God se hart is om positiewe dinge te doen, positiewe klippe in die dam te gooi, kan 'n mens dit stel. En ons ervaar die heeltyd die rimpeling van God se genade en sy liefde en sy vergifnis, veral deur sy seun Jesus Christus in die Nuwe Testamentiese tyd. Maar in Genesis 21 lees ons nogal van Abraham en Sara, as julle nou die storie lekker ken. Die Here het aan hulle verskyn en vir hulle beloof hulle gaan 'n kind kry en vir hulle wag en hulle trek uit Haran uit en hulle gaan na Kanaan toe, hulle bly op die ouend by Sichem, maar die kind kom net nie. En die Here kom weer na hulle toe en sê weer, julle gaan 'n kind kry, maar ag nee, Sara sê vir Abraham, nee, vat vir Hagar, haar slavin, as 'n vrou en Abraham verwek toe 'n kind by Hagar. Die kind se naam is Ismael. En in Genesis 21 lees ons dat toe Isak nou uiteindelik gebore is en Sara die kind kry wat die Here kom beloof het, hy was 'n jaar voor dit, was hy by hulle toe sê, nee, nou sal Sara definitief 'n kind kry. Maar in hulle ongeduld en hulle ongehoorsaamheid en ongeloof het hulle op die ou end ander planne gemaak. Hulle het verkeerde keuses geneem. Hagar het 'n kind gekry en Hagar is hoogmoedig teenoor Sara omdat sy nou 'n kind gekry het, die Egiptiese slavin, en Sara nie, en Sara is kwaad vir Hagar en ensovoorts, 'n klomp verkeerde goed gebeur. In vers 8 van hoofstuk 21 lees ons toe nou Isak het groot geword en hy's gespeen ensovoorts en toe sien Sara een keer hoe Ismael lag vir Isak en sy is nou regtig tot hier toe vol met Hagar en Ismael en sy sê vir Abraham, raak ontslaaf van hierdie kind, Ismael, en Hagar, en Abraham is baie ongelukkig, hy is baie hartseer daaroor, want ek bedoel, dis ook sy kind, hy wil die verantwoordelikheid dra hiervoor, en die Here sê toe vir hom, nee, doen dit maar, stuur maar vir Hagar weg, luister na Sara, ek, die Here, sê, hy sal sorg vir Hagar en vir Ismael, en Abraham gee toe vir hulle brood en water die volgende dag, en hy laat gaan haar. En toe, ons lees in die Bybel, sy het rondgeloop in die woestyn van Beersheba, en later het daar water opgeraak, en sy sit toe vir Ismael, of los vir Ismael, by 'n boom, en hy moet al bietjie ouer gewees het, seker so 8 of 9 of 10 of 15 jaar, en sy gaan sit eenkant, en die Here verskyn toe aan haar, en hy sê, hy het vir Ismael gehoor, sy moenie bekommerd wees nie, hy sal vir hulle sorg. Dit is dan 'n wonderlike ding. Mense sou dink dat hier verkeerde aksies, verkeerde keuses van Abraham en Sara sal lei tot groot, verskriklike hartseer en ongeluk ensovoorts. Ook vir Hagar wat blootgestel was aan hulle verkeerde keuses. Maar kyk wat doen die Here. Ons lees in hierdie paar hoofstukke van Genesis hoe die Here keer op keer vir Abraham en Sara
klippie kom ingooi en sê, my teenwoordigheid is die seën wat ek in julle lewe bring. En hier is Hagar, 'n Egiptiese slavin. En die Here kom ook en hy sê, hoor hierso, ek gooi ook vir jou 'n klippie in die water. Jou toekoms lyk nie baie goed nie. Die van jou seun lyk nie baie goed nie. Maar ek sê vir jou, ek sal vir julle sorg. Mense, die hele Bybel is vol daarvan. Hoe die Here keer op keer in die geskiedenis van die mensdom, maar ook in ons eie lewens, as jy mooi kyk na jou eie lewe, hoe die Here kom in sy teenwoordigheid duidelik sigbaar maak, veral by sy kinders. Ons wat natuurlik ingestel is op die Here, wat glo in Jesus Christus. Ons ervaar die hele tyd hierdie klippie wat die Here in ons lewe ingooi van sy genade en sy liefde en sy sorg en sy trou, ten spyte van die negatiewe goed wat met ons gebeur. Verskriklike goed wat met kinders van die Here ook gebeur, wat ook 'n rimpelingseffek het. Maar as 'n mens die Bybel reg lees, dan kom jy agter dat die rimpeling wat God veroorsaak, op die oue die rimpeling van die verkeerde oorrimpel. Mense kan dit sê oorrompel, miskien. God se aksies en God se genade oorrimpel die effek van die sonde en die dood en die negatiewe goed wat ons aan mekaar doen. God se genade is so, die Here is so. Dis die storie van die Bybel, in ons eie lewens ook. So mag jy vandag sommer weer moed hê. Dit is so, jy ervaar dalk die gevolge van 'n klomp negatiewe goed wat met jou gebeur het, of wat nou nog gebeur in die wêreld ensovoorts ook, die rimpeling is daar, maar God se rimpeling is ook daar. En God se rimpeling, God se teenwoordigheid, sy seën, oorrimpel hierdie goed. Kom ons dank die Here daarvoor. Here, dankie dat u genade en u trou en u liefde en u sorg en u teenwoordigheid op die langtermyn alles oortref, Here. Ons loof u daarvoor, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Geseënde dag vir julle.